En sy kom toe terug by my in die kamer, sy sê vir my, Madeleine, ek moes dit gedoen het, ek moes jou daai spyt ingegee het, want ek moes jou geoffer het. Ek het groot geword in 'n Christelike huis. By my ma en by my stiefpa in 'n Christelike huis. Ek is grootgemaak op die regte manier. En die dag sit ons in die sitkamer, my ma, my stiefpa, my sussie, en ek weet nie wie nog nie, maar ek weet ek was ook daar gewees. En my ma sê vir my, maar my kind, jy het ons nooit vertel die storie wat jy in die hospitaal was nie. Ek sê, maar dit maak nie saak nie, ek wil nie daaroor praat nie, want daai tyd het ek nog steur gehad. En my stiefpa het 'n boek gehad waaruit hy gelees het. Nou hy's baie oor Christelike boeke. En so partykeer as ek nie iets verstaan nie, sal ek na hom toe gaan en vir hom sê, wat beteken dit wat in die Bybel is? Kan jy dit vir my oopbreek dat ek dit kan verstaan? En die dag is dit ek en hy by die huis en ons twee is aan mekaar, want jy moet nie vir my sê ek moet skottelgoed kom help nie, want ek haat dit, ek pest dit. Dan was dit vir my gevoel, dis 'n straf. Weer sê ek vir hom, jy gaan nie vir my sê wat ek moet doen en hoe ek gaan nie help nie, punt klaar. Hy sê vir my, okay, maar moet jy my dan nou ook nie weer iets vra nie? Ek sê, maar dit werk mos nou nie so nie, dat is mos nou maar, dit is onregverdig. En in elk geval, ek los toe my nikke en ek los my dinge en ek staan op en ek vat ek, maar ek is kwaad. Ek is regtig, as jy my wil straf, is dit skottelgoed wat jy vir my moet gee om te doen. Nie dat ek lui is nie, ek is glad nie lui nie, maar ek hou net nie daarvan nie. En hy sê vir my, maar Madeleine, vertel ons die storie in die hospitaal. Want daai tyd was ek in die hospitaal opgeneem en daar is ons goed daar gewees wat nie daar gehoord het nie. Nie goed nie, maar mense. En ek vertel toe vir hom die storie en ek vertel vir hom ek was by die Here gewees en ek vertel hom presies hoe dit lyk en hoe dit is. Hy sê vir my, wag net hierso, en hy gaan kamer toe en hy vat 'n boek waaruit hy lees. Hy sê vir my, maar Madeleine, jy sê dit mos nie uit jou duim uit nie. Hy sê vir my, het jy al die boek gelees? Ek sê vir hom, hoe in die lewe moet ek weet wat 'n boek om te lees? Ek sê, ek gaan krap mos nie onnodig aan julle goed nie, want ek weet dit is hoe julle ons groot gemaak het. Ons krap nie aan 'n ander se goed as dit nie ons eie is nie. En hy vra my klomp vrae. Ek sê vir hom, maar lang storie kort, toe ek uit ICU uit is, toe ek oorgeskuif na 'n ander kamer toe, na 'n gewone saal toe. Dis nou waar die vraag ingekom het. Daar was 'n verpleegster gewees. Soos ek sê, daar dinge gebeur in die hospitaal wat nie, ek weet nie. Vir my het dit gevoel, dit is verkeerd. En ek het 'n verpleegster gehad wat na my omgesien het. Ek weet nie hoe om dit anders te beskryf nie. En die dag, ek sê vir haar, wat wil jy maak met die naald wat jy in jou hand het? Sy kyk my so, sy sê, hoekom ek moet dit seker in jou drip inspuit? Ek sê, wat se naald is dit? Sy sê, dis skoulien. Ek sê, maar worry, ek is allergies vir skoulien, want as jy my skoulien gaan gee, gaan my hart weer gaan staan. En as babatjie was ek maar net allergies gewees vir dit. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie waarom nie, dan sê ek nou maar so. En met die, is dit asof ek my oë toemaak en ek maak my oë oop en ek draai dit na my regterkant toe van die venster. En ek kyk haar so, en sy bly net so staan met die naald in haar hand. Ek sê vir haar, en nou? Sy sê, nee, niks. Ek sê vir haar, sien jy dit? Sy sê vir my, sien ek wat? Ek sê vir haar, maar die Here staan by die venster.
sy het so bang geword dat sy uitgegaan het uit die kamer uit en dat sy vir die dokter gesê het, maar sy gaan nie verder voortgaan nie. Ek dink by myself, hoekom gaan sy nie verder voortgaan nie? Wat bedoel sy met dit? Maar daai tyd het ek nog nie eens geweet van satanisme nie, ek het nie eens geweet, of ek het geweet van dit, maar ek het nie geweet wat dit is nie. Kom ek stel dit so. En sy kom toe terug by my in die kamer, sy sê vir my, Marlijn, ek moes dit gedoen het, ek moes jou daai spyt ingegee het, want ek moes jou geoffer het. Ek sê vir haar, wat? Moes jy my lewe geoffer het? Vir wat? Wat presies? Hoekom ek? Daar's hoeveel ander mense in die hospitaal, hoekom ek? En ek vertel toe vir my ma dit, en toe so ruk aan toe gaan ek in op social media, toe sien ek maar, dit word gesê dat in die hospitaal, daar is dokters wat, ek weet nie of het witchcraft is, of witchcraft betrokke was, en goed, en ek gaan sê die dag vir my ma, en ek sê van, kyk hierso. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Toe is dit net so asof alles vir my sin gemaak het. En weer eens met die vraag wat in my kop was, maar ek het nie verstaan hoekom nie. Ek het nie geweet hoekom sy dit wou gedoen het nie, soos sy vir my gesê het, sy moes my lewe geoffer het. Want die oomblik as ek Skoulien in moes gekry het, is ek, my hart sou gaan staan het. En ja, lang storie kort, toe is ek weg by my ma en toe gaan bly by my ouma in Kempton Park, weer 'n keer by my ouma. En toe ontmoet ek 'n Engelsman. Nou dis 'n storie vir 'n ander dag. Ek het nie geweet die Engelsman gebruik nie, ek het niks geweet van dwelms nie, ek sal nie sê, ek het niks geweet van drank nie, want ek was aan drank voorgestel op 'n vroeë ouderdom. Die dag kom hy by my, hy sê vir my, hy moet vir my iets sê. Ek sê vir hom, okay, ek luister. Hy sê vir my, maar beloof jy gaan nie kwaad raak nie. Ek sê vir hom, ek is 'n redelike persoon, ek glo nie ek sal kwaad raak as ek weet wat aangaan nie. En hy sê vir my die dag, hy gebruik. Ek sê, Hy sê vir my, maar dis nie asof dit jou veel pla nie. Ek sê vir hom, nee, nie regtig nie, want wat is dit? En soos ek sê, ek het by my ouma gebly, en my ma het in Pretoria gebly, en my naweek het altyd op 'n donderdag begin, veral as ek by die Engelsman moes gekuier, en dan sê ek vir my ouma, hoorie ouma, ek gaan nou na die Engelsman toe, so jy gaan iemand moet kry wat by jou kan kom slaap die naweek. En die dag raak ek en my ouma verskriklik aan op beklei, en ek maak haar kwaad, en sy gooi my met 'n koppie, en ek buk af, ek koes, ek sê vir haar mis. En my ouma raak vir my kwaad, en sy sluit my uit die huis uit die heel dag. En ek bel my ma, ek sê vir my ma, my ouma het my uitgesluit. Sy sê, hoekom? Ek sê, nee, ek weet nie, hoekom nie, bel haar en vra. Maar ek is harregat met my ma, jong. En intussen bel ek die Engelsman, ek sê vir hom, listen, what are your plans for this weekend? Hy sê vir my niks, ek sê vir hom, kom haal my. Ons ry, en ek sê vir hom, nou wat nou? Hy sê vir my, wat nou wat?
Ek sê, het jy vir ons gekry? Hy sê, wat? Ek sê vir hom, ek raak moedeloos. Ek sê vir hom, moet ek dit uit jou uittrek? Hy sê, to use this weekend. Ek sê vir hom, dankie, nou kom jy by. Ek sê, ja. Hy sê, nee, ons moet nog gaan kry. Toe is ek voorgestel aan dwelms. Ek het dit gebruik, maar ek het dit middelmatig gebruik. Ek het nie toegelaat dat dit my lewe heers nie. En want ek was bang geweest, want soos ek sê, op daai tyd was ek 'n epilepsie leier geweest. Ek het Epilin-pille gedrink, maar die pers eet nie 1000 milligram. So toe het ek nou maar basies, laat hy nou maar vir my uithaal uit die sakkie uit, maar letterlik die grootte van jou pinkie se naal. En my ma het dit nooit geweet nie, hulle het nooit niks agtergekom nie, hulle het nooit niks vermoed nie, en soos ek sê, hulle het net dit nie geweet nie, want ek het dit van hulle af weggehou. Die dag kry ek 'n gier in my gat. Ek sê vir hom, ek soek 'n tattoo. Hy sê, which one? En ek gaan toe af op die internet en ek gaan af op Google en ek kry toe eventually 'n tattoo en ek kry hierdie een wat op my arm is. En as kind is ek bang vir naalde. Jy kom nie naby my met 'n naald nie, jy wys my nie as 'n naald nie, jy sê nie eens vir my, hey, hoorie, kyk net gou nie, ek soek nie 'n naald naby my nie. En die dag ek sê vir hom, is daar nog oor? Hy sê, there's a little bit of cat left. Ek sê vir hom nou maar, ek gaan vir hom snyf, en dit. Jy gaan nie vir my sê, ek gaan hom nie doen nie. Van so 2, letterlik die strooitjie is maar so klein. En ek het altyd beklei vir my strooitjie. Niemand het my strooitjie gebruik nie. Hulle vra my nie eers nie. Hulle sê nie vir my hulle wil hom gebruik. Hulle los my strooitjie uit. En elk geval ek gebruik, ek sê vir hom, ek dink nie ek is reg nie. Hy sê vir my, you need something stronger. Ek sê vir hom, ja. En hy gaan borrelstoor toe en hy gaan kry vir ons toe nou iets om te drink. En eweskielik asof dit my so tussen my oë slat, ek sê vir hom, okay, ek dink ek is nou reg. En die meisiekie wat my tattoo gedoen het, hierdie ene, die heel eerste een, en dit was, kom ek sê, dit is nie seer nie, maar dit voel soos 10.000 bye wat jou prik. En ek sê toe vir hom, so dis niks, ek is alright, ek sal dit kan doen. Die naweek is my ma nou by my ouma, ek het dit nie geweet nie, en ek wys toe vir my ma die tattoo, en sy sê vir my, okay. En eers was sy nie gelukkig geweest daarmee nie, want hulle voel, jou liggaam is nie 'n inkeerboek nie. Dit moet nie eers op jou wees nie. En die dag sê ek vir hom, weet jy, kom ons gaan eerder, want ek is nie lus vir familiedrama nie, ek is nie lus vir vrae nie, ek is nie lus vir issues nie, ek is lus vir niks. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. En toe breek ek met die Engelsman op, toe gaan ek uit met sy. Dit was sy beste vriend gewees.
Maar min het ek geweet die mannetjie is 'n narcissist. Soos ek sê, ek het eers op 'n later ouderdom hierdie dinge geweet en eers later besef maar wat is so iets is nie reg nie. Maar mense mos nou maar vir my niks, ek weet mos nou maar van beter. Toe 2020 toe gaan bly ek in Barberton by die man. Nie getroud nie, niks. Ek het net by hom gaan bly. En ek weet die Bybel sê, jy kan nie saam met iemand bly as jy nog nie met hom getroud is nie, want dit is teen die Here se wil. En toe dinge vir my bietjie baie erg daar uitgedraai en hy het sy hande vir my begin lig en hy het gemaak dat ek my maande heeltemal afsny, hy het gemaak dat ek my hele familie blok, ewen my ouers, dat hulle niks met my moet praat nie. Hy het laat by die huis aangekom, dronk in die aande en dit was 'n nagmerrie. Ek meen dat ek eendag vir die Here gevra het, ek kan onthou ek het nog by die agterdeur gestaan en toe sê ek, Here, wat moet nou nog met my gebeur? Wat moet ek nou nog deurgaan? Op 'n stadium het ek al my ouma se goeders ook geërf. My ouma is toe op 'n stadium, nie, sy is toe oorlede. En dit het my seer gemaak om te dink dat ek nie by die begrafnis kon gewees het nie, want as gevolg van omstandighede. En ja, toe het ek weer begin drink. Hierdie keer het ek met Dagga geëksperimenteer, nie met dwelms of niks, ek het met Dagga. En dat het my soos in niks gemaak nie. En toe het ek die dag gesê, maar ek soek 'n tweede tattoo. En toe het ek weer een gekry, maar hierdie keer het ek hom nie op my sy gekry, so ek weet nie of my ma weet van die tweede een nie, maar nou gaan sy weet van die tweede een, want daar so staan opgeskryf, I can do all things through him who strengthen me. Dit is soos op 'n stadium my hele favorite vers in die Bybel gewees, en is actually nou nog steeds. Soos ek sê, sy gaan dit nou maar eers weet. Ek weet nie of sy dit al lankal al weet nie, maar sy mos, jy kan niks wegsteek vir hulle nie. Ek weet nie, hulle sê maar net so. En ja, toe is ek by hom weg, toe dit baie lelik uitgedraai vir my, en toe ek terug na my maale toe, en toe, net voordat ek hiernatoe gekom het, toe sê ek vir my maale, ek gaan terug Barberton toe, toe kyk sy my so, toe sit sy op die bank, toe sê sy vir my kind, jy gaan die grootste fout van jou lewe maak. Toe sê sy, jy kan gaan, maar dan skryf ons jou as familie af, as gevolg van daai man. En dan sê ek, okay, is fyn met my. En toe bel my ma, nie die hele familie nie, my boetie en my sussie, en hulle video call, en ek is in trane, want ek wil mos nou net met alle mag en alle geweld teruggaan na die man toe, want ek voel hy is die een vir my. En net voor ek die dag uit daai plaas sy huis uitgestap het, toe sê die ex se pa vir my ma, as jy nie jou kind kom haal het nie, sou jou kind heel moontlik in 'n graf opgeëindig het. En my ma het vir my dit gesê, en ek het dit regtig nie geweet nie. En ek sê van, okay, wat moet ek maak met dit? En op baie oomblik het ek net geen gevoel gehad nie, ek het geen emosie gehad nie, ek het gevoel ek gaan dieper en dieper in 'n depressie gehad in, want hoekom moet al hierdie dinge met my gebeur? Hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom nie. En dus toe my ma en my stiefpa praat die middag in die kamer, maar hulle maak die deur toe, nou my ma is daai tipe mense, hulle is al nie beklei vir ons kinders in die huis nie, hulle sal so praat dat jy nie regtig hoor hulle beklei nie. Ek meen, ek kan nie dink
dat hulle al ooit vir ons beklei het nie. En die middag is dit asof my ma roep my, sy sê vir my kind, ek gaan nie dat jy die grootste fout van jou lewe maak nie. Sy sê maar jy gaan na Rooies toe kom. Ek sê, wie is dit? Ek ken hom nie, ek het nog nooit eens van hom geweet nie, so ek weet nie wie dit is nie. Maar toe ons hierdie boonste pad ry en die dag, die pad is lank en is warm en ek weet ons het half soos 'n woordewisseling gehad, ek en my ma, my stiefpa. Ek sê, prys die Here, dit is darem baie ver van die huis af en dis verder vir my van julle af, so ek is in rus en vrede vir my siel, vir my ore, alles. Maar soos ek sê, toe ek hier afklim, toe ek so half disappointed asof jy met my kantoor. Kom by die kamers, ek kyk dit so, ek kyk my ma sê, okay, ons sien jou later. Ek sê, hallo, gaan julle my los op my eie genade, gaan julle my nie help my goed uitpak nie, my ma sê, my kind, jou hande is nie so nie, jy kan daarom seker my eie goedjies uitpak. Ek sê, maar waartoe gaan julle? Sy sê, ja, ons gaan nou af, ons gaan rus, ons het 'n lang pad gery, en ek sê, okay, maar ek sien julle later. Sy sê, ja, miskien. Ek sê, nie vir my sê miskien nie, ek gaan julle later sien. En, ja, dit ek maar net gedink, weet jy, maak die beste van dit, van 'n slegte saak, miskien is dit goed vir jou in jou beswil. En, ek deel 'n kamer met 6 meisies. In my lewe, 6 meisies. Ja, ek is nie net gewoond nie, ek is gewoond, ek is een persoon, ek is gewoond, ek het 'n badkamer vir myself, ek is gewoond, ek het 'n toilet vir myself, ek is gewoond, ek lewe nie uit my tas uit regtig nie, ek is gewoond, ek hoef nie my goed toegesluit het nie, niks. Mense, ek kom hier as 'n miracle. Alles goed en wel, van die program by, hier moet ek die oggend die diere voer. En ek is soos van, wat so goed moet ek voer? 6:00 die oggend diere voer. Hoe sê jy vir my, ek moet 6:00 die oggend uit my bed uitklim en diere voer? Die gat. Want ek ken mos nou nog nie alles nie, ek weet nie hoe alles werk nie, ek leer ook mos nou nog alles, ek leer die program ken, niemand sê vir my 'n sekere tyd wat ons wel moet wees nie, en eventually is dit net soos, ag, weet jy wat, gee net in. Of nie gee in nie, maar doen net jou deel wat jy moet doen. Ja, nou, ek is 4 jaar later hierso, hierdie gaan nou vir my 5de jaar hierso. Maar hierso is die ander gedeelte. Laas jaar, Desember 2025, toe loop ek weg. Nie weggeloop nie, ek het plan gemaak dat iemand my moes kom haal het hierso, want ek het gevoel dinge het net vir my te veel geraak. En ek meen, voor ek personeel geraak het, was ek 'n student gewees hierso. En ja, soos ek sê, hierdie gaan nou vir my 5de jaar. En ja, jy het jou uitdagings, jy het elke dag uitdagings. Daar's nie een dag wat jy nie het nie. En met alle respek en alle liefde, ek meen, as jy vat van hoe ek was, teenoor hoe ek nou is, ek meen, ek wou nooit nêrens uitgegaan het nie, ek het op 'n stadium nie eens geweet, daar is 'n suurlemoenboom in my ma se erf nie, want ek wou niks gedoen het nie, ek wou nie uitgegaan het winkels toe nie. Op 'n stadium toe, gaan ons op 'n uitreiking hierso en Rooies wou my saamvat, toe sê ek vir hom, ek gaan nie saam nie. En ek dink ek was toe op die ou einde van die dag was ek saam gewees. En ek het altyd die segte wat sê, wat jy van die plek maak, is jou keuse op die ou einde van die dag. En ek dink nie, ek is spyt dat ek weer terug is hierso nie. Ek meen, vir my eie beswil en vir my eie veiligheid, dink ek is dit die regte keuse wat ek gemaak het om terug te wees. Want hier binnekant, dis jou safe haven. Aan die buitekant, jy's op jou eie.
Ja, jou familie is daarso, maar dis nie soos wat dit hierso is nie. En weer eens wat ek sê, op die einde van die dag, dis wat jy daarvan gaan maak. Bring jy jou kant, goed en wel, bring jy nie jou kant nie, ja, jy kry straf, maar jy leer daaruit. En ek dink regtig die Here het my 'n tweede kans gegee, en van my kant af weet ek gaan die beste van dit maak. Ek meen 'n mens kan nie heeltyd in 'n hoekie sit en jouself jammer kry en sê ja, maar dis ander mense se skuld as dit jou skuld was en jy het dit veroorsaak nie. So ja, dit is maar net my getuienis wat ek met julle wou gedeel het, en so weer eens wat ek sê, ek is regtig die Here dankbaar vir 'n tweede kans wat ek gekry het. En ja, daar kom party daar wat jy afvoel, daar kom party daar wat jy voel jy wil nie hier wees nie, daar kom party daar wat jy voel jy wil mense wurg. Ek meen my geduld partykeer is net so kort, maar ek moet daardeur werk. En ja, ek het Karel nie so. Ek meen my en hy se geduld saam, dis partykeer nag. So hy werk hier so, ek werk hier so, en ek kan regtig net sê, die Here is goed. Ek meen, gryp hom met alles aan en maak die beste van dit. Ek meen, die wêreld buitekant, toe ek hier uitgegaan het, weer eens, alles was op 'n silwerskinkbord gewees, maar ek het gekies om nie daarna toe te gaan nie, want ek het geweet, sou ek het gedoen het, sou ek alles verloor het. En ek het net eenvoudig nie daarin belang gestel nie. En ek het net gevra, Here, as dit jou wil is dat ek moet terugkom, laat ek terugkom. En hier sit ek vandag, dit gaan nou vir my 5de jaar, en soos ek sê, ek dink nie ek is spyt, ek het die keuse gemaak om terug te kom. My lewe is hier, my Karel is hier so. Ek meen, ons is op die punt wat ons 'n lewe saam gaan begin, en ek gaan dit vir niks en niemand verruil nie. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.